Goeiemôre almal, welkom weer hier in die huis van die Here. Ons kop af met vandag se afkondigings. Spesiale dag of gebeurtenis. Wil iemand iets deel vir sjokolade? Ja, jy. Op Woensdag dis my kos op verjaardag. Vrydag is my Goeieste, besige week. Baie geluk julle. Alraai, dis sjokolade. Nou jy maar, jy kan nie nie. Dan is dit seker jy gaan kry. Nee? Met anderste vir sjokolade? Gelukherdenkings? Hy het laas keer ingekry, nee. Net seker maar. Ek het hand gesien hierso. Wat? Gelukherdenkings vir die mans? Tannie? Ja. Wat? Kan jy my nie gehoor nie? En ek hoor nie. Ek het dit net Baie geluk. Laaste kans, niemand? Gebedsversoeke, soos ek altyd noem, vir enige gebed, of as jy voel, also, jy gaan dalk teen 'n moeilike tydjie, en jy wil soek bystand, of net iemand om jou te gesels, asseblief, moenie skaam wees nie, moenie bang wees nie, laat ons weet, anders kan jy dit aan die kerk se gebedsgroepie e-pos stuur, of aan daardie telefoonnommer, en dan sal dit so uitgestuur word na die gebedsgroep, om dan vir jou te bid. Kom dan. Is jy ook Morney? Ek het met hom kontak gehad in die week en hy sê baie groete en liefde vir almal. Die ou hy was 'n hele rukkie sonder werk of vaste werk. En hy het 'n werk gekry wat hom verhoed om Sondagdienste by te woon. Maar hy dra baie liefde en groete oor aan hom. Baie dankie. Ek dink aan ons. Hopelijk luister hy online en kan hy hierdie hoor. Dankie Marmarie. Dan koffers, soos julle weet, die houtjie is hier so agter. Vir enige inbetalings of skenkings, of soos die Here dit op julle harte lê, gooi maar vir ons ietsie daarso in. Soos julle weet, kos alles maar iets. En andersins kan julle ook aanlyn 'n inbetaling maak vir Gracie Kerk se inligting. Dit sal ook op die nuusbriefie wees so agter. Besoekers, ek dink nie enige nuwe gesigte gesien nie. Lidmate, julle ken ook nou al die wysie daarvoor. As enigiets verander, asseblief laat weet ons, laat ons lidmaatskap inligting op datum het. En vir kerkraad, enige korrespondensie met die kerkraad, daar is ons enigste amptelike e-posadres, dis kerkraad.acca.gmail.com. Gebruik asseblief dit. Ek gaan nou weer 'n klomp goeters noem na die tyd, belangrike afkondigings of aankondigings. As jy iets gemis het of jy seker is oor iets nie, asseblief laat ons weet daarop en dan kan ons julle antwoord. As ons die lokaal moet ontruim vir een of ander onaardige rede, bly asseblief eers in skalm en dan doen ons dit so gou as moontlik. Kom ons by die voorste deure by mekaar en moenie huis toe gaan voor ons seker is almal is eers veilig buite nie. Hier is nou al daardie aankondigings. Die kerkkamp volgende jaar, 6de tot die 8de Februarie. Vir die wat nog nie weet nie, ons het 'n kerkkamp daai naweek en daar is al die kostes. As jy enige vrae het aangaande dit, ons het ook vormpies daarvoor by die verversingstafel wat jy kan invul, of jy kan ook op die kerk se WhatsApp groepie is daar, scroll maar net bietjie op boontoe. Daar sal iewers 'n peiling wees wat jy kan invul, wat die maklikste manier is. En dit sal jou ook dan inligting gee vir inbetalings en bankbesonderhede. Maar andersins, as jy enige vrae het hieroor, selfs as dit gaan oor finansies, moenie bang wees om te kom doen nie. Dit word vertroulik hanteer. Net aangaande dit as mense vir die kerkkamp betaal, moet hulle net duidelik maak as die kerkkamp en nie soos 'n 10de of so wat. Ja, nee, op die goed sal vir jou wys hoe moet jy jou van en 'n kode gebruik om te kan wys dit is verskillend teenoor 'n 10de of 'n offer of so ietsie. So al daai goedjies sal dit sal ook op die vormpies wees of op die peiling. Right, dankie Marmarie. Okay, ekskuus, ek vra verskoning, die ander een het dan nie gelaai nie. Hy is onder die D-folder. Ekskuus julle, ek het vandag die regte ingelaai, nie gekyk vanoggend nie. Okay. Ek gaan kyk uit geheue te doen. Geloofsdiens die 16de Desember. 6:00 die aand
is die ietsie om te eet, 7 die aand is dan die diens homself. Daar is gevra om te RSVP, dis ook op die WhatsApp groepie uitgestuur. Ons het die getalle nodig om te kan reëlings tref vir om iets te eet. So dat ons almal het iets om te eet. En 'n stoel. En 'n stoel. Dis 'n stoelsameling. Nee, ons wil net weet hoeveel mense... Ja, dis reg, dat ons genoeg stoele kan uitsit en al die goeders kan reël. Die tweede een is die 21ste Desember, ek maak ook die datums agter so voor so ek vra om verskoning. Die 21ste Desember is dan ons Kersdiens hierso. Een van die dingetjies wat hulle gevra het om te reël is om die kinders te betrek. Lindra en Odette, dankie aan Adel met ons help daarso met die inligting. Dit is dan optrede wat die kinders gaan doen. Item liewer vir ons. So die versoek aan die ouers is dan ook om seker te maak of ons vra dat julle elke Sondag gereelde bywoning kan maak. Net dat die kinders dan kan oefen. So daar is nie Sondagskool fisies elke Sondag meer nie, maar daar is nog steeds bymekaarkoms elke Sondag vir die kinders om dan hierdie te kan leer en gereed te kry vir daardie item om te lewer vir Kersdiens die 21ste. Daar sal ook, ek het nou die het genoem, daar is kostuums of sekergies wat hulle het. So die kinders wil ook iets aantrek. So dit gaan spesiaal wees. Dan is daar die 31ste Desember, oujaarsdiens. Dit sal weer gebeur daar waar Daniels huis is, 30 Tersillian Drive. Dit is van 7 die aand bymekaarkoms, jy eet en dan 11:15 die aand is daar dan 'n erediens wat dan deurloop na die nuwejaar toe en na die nuwejaar aangekom het of aangebreek het, dan sal ons lekker pudding uitdeel vir almal. So jy moet al weet om die pudding te kan kry. Daai ene ook is op die WhatsApp se groepie, op die WhatsApp groepie se inligting, so ons vra ook dat julle daarso sal RSVP, net om seker te maak ons het genoeg getalle ook vir kos en stoele en al daai goedjies. Ek dink was nog enigiets anders wat ek... O ja, skiet, is reg, dankie, dat is nog een geweest. 14 November, wat baie binnekort is daar amper meer 'n hoërskoolreëling, 'n jeugaand. Dit is nou vir die wat meer hoërskool is, maar dit is 'n 10-punt bowling aand. So as jy dit nog nie het nie, selfs vir die wat nou aanlyn inluister, ek weet ons 'n paar jeug nou nie op die so is nie. Gaan asseblief op die WhatsApp groepie, registreer die naam, dat ons weet en ons moet ook vir dit. En dan weet ons hoeveel mense kan kom en ook die nodige vervoer kan reël as dit nodig is vir dit. Andersins enige vrae het oor dit, asseblief laat ons weet. Kom op die kerkraad se e-pos of laat my net weet na die tyd. Ja, ek dink dit is dit gewees. Ek het dan hierdie keer baie goed onthou. Ek is nie goed met datums nie. Ek het almal onthou behalwe daai eerste een, die laaste een. Ag nee. Goed. Ek sal dit regkry binnekort, maar laaste manier mense, ons het vanoggend dan vir hom Jacques die geleentheid waar hy vir ons die woord kom bedien. Oom, dankie vir ons se tyd en bereidwilligheid. Ons sien regtig uit na volgende se boodskap. Goeiemôre almal en welkom in die huis van die Here. Dit is wonderlik vir ons om hier te kan wees. Daar's mense wat vandag nie die woord van die Here kan hoor nie of nie glo nie. Maar ek wil begin deur te sê toe ons vanoggend na die nuus toe ry. Toe is Irene in Rocky se koopbeurt, toe sê ek vir haar julle gaan vir ons die innerlike voer hierso vir die maag. En my maag lyk nou waar ek staan om 'n bietjie hierso as gevolg van al die koekies en dinge wat ons moet eet. Ons kan nie sê nee nie. Maar vandag se boodskap gaan nie net daaroor nie. Ons moet die innerlike voed hieronder, maar my boodskap vandag gaan vir die hart. Die hart. En daarom is ons boodskap van vandag gaan oor die gesindheid van die hart.
sien. Dis altyd vir my 'n groot voorreg en 'n eer om hier voor u te staan en om die woord van die Here oop te sluit. Ons sê baie welkom aan almal wat vandag hier so vergader is, om luister, en ook die mense wat aanlyn na die diens kyk. Julle is deel van ons, julle is deel van God se familie. En ons moet onthou, wanneer ons na die Bybel kyk, en die kry boodskap, dat die boodskap kom van God af. Dit is nie sommer net so nie. Geliefde gemeente van God, wees gegroet in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ek gee vir u nou 'n paar oomblikke, net om stil te raak van hierdie week se dinge. En net 'n bietjie te dink en jouself oor te gee, jou hart oor te gee aan die Here. Dankie. Baie dankie. Die preek vandag gaan oor die gesindheid van die hart. Kom ek vra u dat ons ook kan sluit vir die gebed. O Here, God van waarheid, wie om te ken is die ewige lewe, en om te dien is volmaakte vryheid. Gee dat ons tot u kan nader, in gedagte, woord en daad. Inspireer ons met die liefde van die skepsele en u wette, sodat ons in alle nederigheid en leersaamheid, met geduld en begrip, deur eerlike en ernstige arbeid, kennis kan soek, as 'n seun wat van u afkom, of dit ons deel is om te onderrig of te leer, om te regeer of om te gehoorsaam. Laat ons u teenwoordigheid in ons verskeie pligte voel. Vul ons met die eerbied vir die skoonheid en wonder van u heelal, en giet oor ons 'n gees van geregtigheid, sagmoedigheid en wederwysige welwillendheid. Mag ons dus deur u genade hierdie huis van geleerdheid gebruik, sodat ons kragte van liggaam, verstand en gees kan voorberei om die goeie van die mens en die heerlikheid van God te bevorder. Amen. Kom ons staan en sing 3 liedere tot eer van ons Here, en deur ons sang loof ons prys ons God. Dankie. Die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na hom omsien? Laat ons eers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande, wat is die mens dan dat die aan hom dink?
werke van die vingers van die sterre aanskou, dan voel ek so geregeer. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? U laat ons lees oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Wat is die mens dan dat U na hom omsien? O Heer ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer ons Heer, jy gaderoem sy naam, o Heer ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer ons Heer, jy gaderoem sy naam. Soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel weer, met bassyn en geskaar, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles mag sin. Hoe saag waai die wind met die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Baie dankie, kom ons sit, dankie. Is jou Sondagskool vandag? Goed, dankie. Met my voorbereiding vir hierdie preek oor 'n tydperk het ek baie ernstig gebid dat die Heilige Gees my sal inspireer met 'n boodskap. En ek is so geseënd met 'n vrou soos Irene wat saam met my werk aan die woord van die Here. En ek wil graag met julle dit deel.
Ons bid altyd saam dat ons vra vir die Heilige Gees om ons te inspireer met 'n boodskap. En ek het een oggend opgestaan, ek het buitekant op die stoep gaan staan en ek het hierdie wonderlike hemel aanskou. Nou was dit donker wolke geweest en dit het mooi silwerrande omgehad. Dis my pragtig geweest. Ek dink, dis my plek, ek gaan daaroor preek. Maar 'n paar dae daarna, toe die Heilige Gees gekom en gesê, nee, dis wat jy wil, dis wat jy dink, dis nie wat die Heilige Gees wil hê nie. En dit het my gelei tot die boodskap van vandag. Die opskrif was die gesindheid van die hart. Ek probeer goed nou nie volgende op die skerm nie, die gesindheid van die hart. Die agtergrond van ons teksvers, ons ken almal die gedeelte in die Bybel van Adam en Eva. Die tuin was 'n voorbeeld van harmonie tussen die man en die vrou in die tuin, die diere en die natuur. Alles was daar in harmonie met God gewees. En dit was die basis van alle verhoudinge, hoe dit in die begin was. Nou wanneer dinge daar verkeerd loop, dan affekteer dit die mens, die verhouding op alle terreine en dan is daar probleme. En dis presies wat gebeur het tussen Adam en Eva, toe hulle oortree het. Want die sonde bring verwydering van God af. Die res van die Bybel gaan baie oor die klimaks tot wanneer God mens geword het, wanneer ons gewoon het en deur 'n liefdesdaad het hy die plaatsvervangende lyding en sterwe, die kloof tussen God en die mens oorbrug. Dit is waaroor dit gaan. Ons skrifgedeelte vandag kom uit Genesis 4 vers 1 tot 16. Kain en Abel. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel. Abel, 'n broer van Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af, wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgesluk het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer word op aarde. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af, en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor, sal 7 maal gestel word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan, hy het gaan woon in Nod, oos van Eden. Ek kom nie teenwoordigheid van God om vandag hierdie boodskap in die oor te dra. Ons lewe vandag in 'n wêreld van prestasie. Die een wil beter wees as die ander ene. Die een is meer jaloers op die ander ene. En sal iemand aftrek, want dan voel hy goed, as hy 'n ander kan sleg maak of verneder. Ons sien dit so baie in vandag se wêreld. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy het 2 kinders, die een is briljant met alles, presteer in alles, en die ander kind
probeer sy bes en behaal ook sy beperkte mylpale. In die skole vandag, en veral op die sportgebied, is die wen die belangrikste. Dit gaan net oor die wen. Maar as hulle tweede plek kry of die span verloor, dan word hulle aangespreek. Dis iets vreeslik. Ons sien dit op die rugbyvelde ook. Die All Blacks byvoorbeeld, as hulle nou verloor, of die dames, wat is dit, die Silverfish, as hulle verloor, en dit is by 'n onderhoud, dan kyk net na die gesigte, dit is amper soos wat die einde van die wêreld, dis iets vreesliks. Maar as hulle tweede plek die span verloor, word hulle aangespreek dat nie goed genoeg is nie, en dat nie genoeg aangesit nie. Dit laat die verloorspan en die individu waardeloos voel en nie goed genoeg nie. Net die beste prestasie op alle terreine word raak gesien. Eerste plek of niks. Ons trek mekaar eerder af as wat ons mekaar ophelp. Want dit klink nogal met baie moeite en dis presies wat met Kain gebeur het. Abel maak nie vir Kain kwaad nie. Hy benadeel Kain nie. Abel is doodgewoon 'n kind van die Here. Maar Kain wat hierdie ding sien, het jaloers geword. En nou moet jy baie mooi verstaan. In die skrifgedeelte staan daar nêrens dat Kain nie 'n goeie offer gebring het nie. Die skrif sê Abel het van die vet van sy diere net die beste vir God geoffer. Maar die Here sê self vir Kain, die probleem met jou offer is nie jou offer nie. Die probleem met jou offer is jou lewe. Hoor mooi. Die probleem met jou offer is jou lewe. Al het Kain die offer gebring wat in beginsel aanvaarbaar sou wees vir die Here, het hy nie goed gedoen nie, want daar was 'n probleem in sy hart. Sy hart was nie in sy offer nie. Kain was die eerste persoon wat gedink het formalistiese uitvoering van offers of ander godsdienstige pligte is goed genoeg vir die Here. Terwyl die Here eerder begaan is oor die hart van die persoon en wat jy daarmee doen. Die Here het nie Kain se offer met guns beskou nie, oor die hardheid van sy hart nie. Dit strook met 1 Johannes 3 vers 12. Die derde laaste boek van die Bybel. Interessant, wie van u het geweet dat dit word genoem die derde laaste boek? Ons dink altyd Kain en Abel in Genesis. 1 Johannes 3 vers 12, die derde laaste boek van die Bybel. Nie soos Kain wat uit die bose was, sy broer vermoor het nie. En waarom het hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer regverdig. Ja, Kain was uit die bose en daarom was sy dade sleg. Dis hoekom hy dit gedoen het. En daarom het hy 'n offer gebring, was nie sy hart aan die offer nie, en het die Here dit nie met guns beskou nie. Daarteenoor was Abel se dade regverdig. Hebreërs 11 vers 4 sê, deur geloof was Abel se offer beter as Kain wat hy gebring het, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. Deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Kom ons kyk 'n bietjie na wat dit elke dag gebeur en wat ek elke dag doen. Dink 'n bietjie wat ons elke dag dink en wat ons doen. As ek nou vanmôre my offer bring, sou die Here hierdie offer aanvaar. Dit wat ek vandag vir julle doen. En onthou, dit is baie belangrik. Dit gaan nie oor die offer nie. Dit gaan alles oor jou lewe tot vandag toe, tot nou toe, tot hier. Jesus is self. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en jou hele verstand. Dis pragtige woorde, maar dit sny vreeslik diep. As jy na elkeen van hy het ons God werklik lief met ons hele hart. Wat het ek in hierdie week gedoen? Hoe het ek opgetree? Het ek geprobeer doen wat die Here vir my wil hê? Geliefdes, jou en my lewe bepaal wat God met ons offers gaan doen. Of hy dit gaan aanvaar of nie gaan aanvaar.
Maar dis nie waaroor dit vanoggend gaan nie. Die verhaal van Kain en Abel gaan glad nie oor die offer wat gebring is nie. Dit gaan oor die lewe wat hierdie twee mense gelei het. Dit gaan oor wat hulle vir God gegee het elke dag. Nie in die tyd wat dit offer is nie. En ongeluk in ons wêreld het dit so geraak. Jy kan nou net dink hoe Kain gedink het. Abel was deurgaans besig om dinge te doen wat reg was in die oë van die Here. In plaas daarvan het Kain die verhouding tussen hom en die Here as om dit reg te maak met die Here en dan met sy broers en die verloof van alles totaal anders gewees het. Wat kan ons doen as daar 'n verhoudingsprobleem is tussen 'n broer of 'n suster? En dan kan ons, dit is nie net 'n broer en suster in die familie nie, een of meer 'n broer en suster in die wêreld. Kom ons maak dit prakties. Daar is altyd gevoelens tussen mense, altyd. Dit is altyd iemand anders se skuld. Ek is altyd reg. Ek sal doen wat ek wil doen. Dan voel ek goed in myself. Ook daai nou, I told him off badly. Ek het hom sy fortune vertel. En dan voel ek baie goed in myself, want ek het nou net my sê gesê. As ons 'n verhoudingsprobleem het met 'n geliefde of 'n ander, gaan op jou knieë en vra vir die Here om jou te lei en te vergewe vir hierdie gevoel wat jy het vir die ander persoon. Wat kan ek anders doen? Gaan na die Here toe. Laat my dink, hoeveel keer moet jy iemand vergewe? Vergifnis, hoeveel keer? 1 maal, 2 maal, 3 maal, 7 maal, gaan kyk in die Bybel, 7 maal 7, dis baie meer as net dit. Ek wil vir jy voorbeeld gee, 'n paar weke terug het ek 'n preek gedoen in Timaru. En die preek het gehandel oor die Heilige Gees en die boodskap het sekere aspekte van hierdie ook opgehad. En dit gaan oor vergifnis. En na die preek het 'n persoon na my toe gekom en gesê, hy het 'n groot probleem tussen hom en sy buurman. Hulle is regtig jare lank, het hulle, daar's vyandskap gewees. Die gesindheid tussen hulle is nie reg nie. Ek wil nie te ver daarop gaan nie, want dit was erg gewees. Toe kom hy na my toe en hy sê vir my, hy het uit die boodskap gehoor, wat uit God se woord uitkom, wat ek oorgedra het, van vergewensgesindheid. Toe sê hy gaan nou, wanneer hy uitstap, gaan hy na sy buurman toe gaan, en vir hom sê, ek vergewe jou, ek wil regmaak met jou. Hy het sy hart uit. Dit is wonderlik. Dus partykeer is dit baie moeilik om te vergewe, maar 'n mens moet dit oorgee. Hoeveel keer moet jy dit oorgee? Aanhoudend. Jy vra vir die Here om vir jou leiding te gee. Vra vir die Heilige Gees om jou by te staan. En jy kan dit net doen as jy op jou knieë gaan. Daarvoor vra. Wanneer laas het jy gehoor dat iemand of jouself sê, ja, maar hulle, die wêreld dit en die wêreld dat. Toe Kain van Abel doodgeslaan het hy sy verhouding met God verbreek. Onthou ons het gesê, in die Bybel staan wat Jesus sê, jy wil Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel. Vra vir hom krag en genade, sterkte en wysheid. As jy 'n verhouding met God wil regmaak voordat dit te laat is, want ons moet mooi verstaan dat my verhouding met God is my verhouding met God en niemand anders nie. Dis die belangrikste. Ek moet my verhouding met my God regkry en dan sal dinge met my beter gaan. Daar gaan tye kom van beproewinge. Daar gaan tye met beproewinge kom. Jy word getoets. Wat gaan jy doen? Die gesindheid begin in my hart. En dit gaan net oor wat jy doen en nie wat ander mense doen. As jy regtig reg wil lewe, sal jou offer aanvaar word
Maar Kain verwag jy regtig van die lewende God om 'n minderwaardige offer te aanvaar. En dan verwys ek nie na die offer op die altaar nie. Ek verwys na die menswees wat nie aan God gewy is nie. Ons kan meer vir ons Here gee. Ons lewe in 'n wêreld wat so deurmekaar is. Maar ons moet vasstaan op die woord van God. Gaan terug na die Bybel toe. Wanneer jy af is, wanneer jy down is, en dinge gaan nie lekker nie. Vra vir God om jou te help. Gaan na die Heilige Gees toe. Lei my. En baie kere dan hoor ons daai, jy dink aan iets kom by jou net op. Of iets sê vir jou, jy kry jou gedagte, maar ek kan nie dit doen nie. Nee, ek is eerder dit gedoen het. Die Heilige Gees praat met jou. Hy praat met jou. In Matteus 22 vers 37 tot 40 staan die volgende skryf: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee booie is die hele wet en die profete saamgevat. Diep woorde daai. Dit is wat God van jou en my vra. Dan is ons offer vir hom aanneemlik. Dan is wat ek en jy doen goed in God se oë. Maar hoe kan ons dit doen? Ons kan dit net doen deur die genade van Jesus Christus wat in die kruis vir ons sondes gesterf het. Dink 'n bietjie daaraan. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, vandag het ek my lewe gewy aan God. Het ek probeer lewe volgens sy voorskrifte. Hoe lyk my offers wat ek hierdie week gebring het aan Jesus? Dit is hoekom die tema van vandag se boodskap is, die gesindheid van die hart. Jesus is kristalhelder oor die soort pad wat ons moet loop, en dit is duidelik vir ons in die Bybel gestel. Matteus 7 vers 13 tot 14. Gaan deur die nou poort. Die poort wat na verderf lei is wyd, die pad daarheen is breed. Die wat daar ingaan is baie. Die poort wat na die lewe lei is die nou pad. Die smal en die wat dit kry is min. Die ding is, daar's twee maniere om te lewe. Dit wil sê, ons loop die pad van geregtigheid, loop wat goddelik is, of ons loop die pad van vernietiging en verwoesting, wat dit van persoonlike eis. En as jy daaroor dink, het ons almal 'n pad gekies. Ons het almal 'n pad gekies. En die pad waarop jy en ek vandag lewe, die pad wat ek gekies het, waar jy dalk nie gaan sit en gesê ek wil op hierdie pad gaan nie, maar jy daarop gegaan. Jy het dalk gevind dat jy op daardie manier beïnvloed is of iemand het jou oortuig of jou oorreed. Of wat ook al die situasie, dit maak nie saak nie. Waarheen gaan dit jou lei? Dink jy nie dit sal beter wees en wys wees as jy reg kies nie? Waarheen lei dit? Wat sal ek daar kry? Hoe gaan ek eindig? Wat is die finale stadium van my lewe? Waar wil ek die ewigheid deurbring? Jy moet vra, baie ontnigterende vrae. En as jy vandag op 'n pad is wat nie reg is nie, dan die enigste manier is jy gaan na die Here toe, jy vra vir hom, help jou, gee vir jou die krag. Heilige Gees, lei my. Ek wil net nader na U toe kom. Ek wil dinge verander wat verkeerd is in my lewe. Ek wil graag hê dat U my lewe vat en my sal lei op die regte pad. Dis al wat ons kan doen. Ons is swak, ons is sondig. Daar's dinge wat ons baie keer verkeerd doen. Gaan op jou knieë, gaan vra vir die Here, asseblief, vergewe my, geef my die krag, gee die genade van my, lei my met die Heilige Gees. Dit bring my terug na wat ek in die begin gesê het van die donker wolk met silwerrand. Ek gedink dit is so pragtig en mooi, dit gaan nou baie nice wees. Maar wat het gebeur? Die Heilige Gees het vir my gesê, nee, dit is nie wat jy gaan doen nie.
daai later aan kom, maar nie vandag. Ek wil jy moet asseblief baie mooi dink, elkeen van ons. Hoe gaan ek, as ek hier uitstap, gaan ek toepas van wat ons gehoor het vandag uit die woord van God? As ons hier uitstap, gaan ek dieselfde persoon wees. Gaan ek myself probeer verbeter, gaan ek probeer om my naaste lief te hê soos myself. En dis moeilik, dis baie moeilik. Baie kere is daar mense wat regtig vir mense opklits. So kan nou mooi woord kan gebruik. Maar vat net 'n breek. Dink net 'n bietjie. Ek het dit al in 'n vorige keer al gesê, jy ry met jou motor en iemand jaag voor jou in. Wat moet jy doen? Raak stil in jouself. In plaas om 'n ander persoon te vertel wat jy van hom dink. So ons net 'n bietjie terugstaan. As iemand jou te nakom, praat met die Here. Sê ag Here, neem dit weg. Maak daai persoon stil. Liewe Jesus, asseblief, wat kan ek beter doen? Hoe kan ek 'n beter kind van U word? Probeer in jouself net rustig raak, net kalm raak. En veral in hierdie wêreld van vandag en die dinge wat aangaan. Ons is so geseën waar ons kan na die Here se woord luister elke Sondag. Daar's mense wat dit nie kan kry nie, wat nie het nie. Daar's mense daar buitekant wat gered kan word. Daar's mense wat gered kan word. Daar is mense wat luister. Partykeer nie nou onmiddellik nie, maar na 'n tydperk dan kom hulle en sê hulle maar wag 'n bietjie, jy het so en so gesê, of jy het so en so voorbeeld gestel, of jy het anders opgetree as wat ek opgetree het, en ek wil graag maak soos wat jy of soos wat jy gesê het, of jy kan iemand lei na die Here toe. Partykeer vir 'n tydperk van jare, maar ons kan 'n verskil maak. Hoe kan ons die verskil maak? Deur die genade van die Here. Hy gebruik mense. Hy kan vir elkeen van ons gebruik om sy woord uit te dra. Partykeer nie net met woorde nie, maar met die manier van optrede. Dink byvoorbeeld aan Jesus, die nederigheid. Hy het met 'n donkie gery in die stad, met 'n donkie gery. Terloops, 'n donkie is 'n teken van nederigheid in die Bybel. Nou, na aanleiding van ons, wat ons vandag uit die woord uit van die Here gehoor het, kan ek vir u vra om op te staan sodat ons die geloofsbelijdenis kan doen asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se heilige gebore Seun, ons Here, wat ondervang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons lei die oor vir die afsluitingsgebed asseblief. Dankie Here dat U ons liefhet. Here, ons dankie dat ons as gelowiges deel van U koninkryk kan wees. Here, U het vandag U woord vir ons oopgemaak en ons verduidelik die werking en die betekenis van die gesindheid van ons hart. Here, help ons en lei ons daagliks met die Heilige Gees dat ons net die beste vir U kan wees en dat ons daaglikse offers aan U aanvaarbaar sal wees. En wanneer ons hier uitstap vandag, ons lewenswyse gebaseer sal wees op die boodskap wat ons vandag gehoor het, Here. Ons dank ons God en Hemelse Vader daarvoor. Amen. Kom ons sing saam die afsluitingslied asseblief.
my lewe laat dit neer. Die gewy wees meer en meer. Laat my hart geduldig juig en vandaan waarheid getuig. Neem my hande maak ons sterk, dienstbare die goeie weg. Neem my voete skoei o Heer, met bereidheid tot die eer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na die vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks wil met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur die Gees wat in my woon. Rig my door gevoel en taal, altyd na die wyse raad. Deur my lewe laat ek weer U gewy wees meer en meer. Laat my hart geduldig juig en vandaan waarheid getuig. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.